ons skop volgende week, ek wil gou promo vir volgende Sondag, wanneer ons kwartaal 4 begin, begin ons met 'n reeks oor, wat dink jy, oor wat gaan aan in jou gedagtes, en so ek wil jou uitnooi, asseblief, ek glo dat wat in jou gedagtes aangaan, het 'n direkte resultaat van dit wat in jou lewe invloei, en ek gaan so gedeelte vanaand van dit met jou deel, so jy kan amper vanaand sê, soos 'n tipe van 'n inleiding, maar ons gaan oor Romeine 12 praat, en die uitnodiging van Romeine 12 gaan ons volgende week afskop, en so ek wil jou uitnooi, as jy vriende het, nooi hulle saam, volgende Sondag aand, of ek dink regtig, ons gaan op 'n interessante reis gaan, hier in die 4de kwartaal, en ek wil nie enigiemand moet dit mis nie, maar voordat ons soontoe gaan, skop ons vanaand met hierdie reeks af, vir wie lieg jy? Kan ek gou sien, wie vanaand hier het vandag al vir iemand gelieg? Steek op jou hand. Lans, dankie vir jou eerlikheid. Tiffany, dankie vir jou eerlikheid. Die res, wys gou na hulle toe. Liar, liar, pants on fire. Jy het iewers vandag vir iemand moes gejok het. Of ten minste hierdie week. Het enigiemand hierdie week gejok? Okay? Kyk gou vir die persoon wat nie sy hand opsteek nie en wys hom toe en sê, jy jok. Want die realiteit is, ons almal jok, en ek het 'n paar voorbeelde nou hier neergeskryf. Kan ek gou sien, wie het al vir hulle baas gelieg? Steek gou op jou hand. Jy het al vir jou baas gelieg? Ek kyk net gou of ek enige interns sien wat hulle hande opsteek. Chanel, ek sien jou, was dit toe jy hier was of by broeder? Ek sal na die tyd graag met jou gesprek wil hê. Maar ons almal was al daar. Ek voel nie lekker nie. En dan kyk jy golf of rugby of iets, jy weet, jy sê die lus daai dag om werk toe te gaan nie. Okay? As pa, as ouer, vind ek myself soms in die situasie waar ek vir my kind lieg. Enige ouers hier wat al vir hulle kinders gejok het, die winkel is klaar toe, skies, nê? Hulle is uitverkoop, kan nie glo nie. Kinders, die kinders sê, het jy vir jou ouers gelieg? Enigiemand hier van jou ouers al gelieg? Okay? Kyk hoe kyk Cammy se ma vir. Hulle gaan daar die tyd 'n interessante gesprek hê. So ek weet, ek het menig male vir my ma gelieg, en ek het al intussen vir haar die stories vertel, so ons lieg vir ons, of ons lieg vir ons vriende. Jy weet, daai wanneer jou vriende jou bel, hey, kan ons kom kuier vanaand? Wanneer ons is hier by die huis, die trek oor die gordyne toe, sit die TV af. Ek weet vir my vriende sê wat vanaand is, ek het dit nog nooit met julle gedoen nie. En dan natuurlik, as jy sosiale media het, iewers te jok ons op sosiale media. Dinge gaan so amazing, lewe is great. En dan is die lewe nie so great nie, nee. Maar as ek vanaand vir jou moet vra, vir wie lieg jy, wil ek 'n sterkie aan hierdie tema aanlas en vir jou vra, vir wie lieg jy die meeste? As jy gou moet dink oor die lewe, en asseblief moenie 'n naam uitskree of dis 'n retoriese vraag, ek gaan nou vir jou die antwoord gee, maar ek wil hê jy moet hieroor dink, vir wie lieg jy die meeste? En navorsing wys ons, hierdie is nie iets wat ek tamsak het en gesê, hierdie is die antwoord nie. Navorsing wys vir ons, hulle het 'n klomp mense gevat en gekyk vir wie lieg hierdie mense die meeste, en wat hulle agtergekom het, is elke persoon op hierdie aarde, op een of ander stadium, die persoon vir wie jy die meeste lieg is, jouself. En dis dalk nie die antwoord wat jy vanaand gedink het ek gaan gee nie. Jy lieg die meeste vir jouself. En ek kan dit vir jou bewys. Ek dink as jy gou vinnig dink oor jouself, hoeveel leuns vertel jy gewoonlik jouself? Iets soos, ek sal môre begin gym. Môre is maandag, so môre begin ek diet. Okay? Jy vertel vir jouself die leuns soos, ek kan enige oomblik ophou as ek wil. Maar jy weet, dis nie die waarheid nie. Jy weet, jy kan nie net stop as jy wil stop nie. Of jy sê vir jouself, ek gaan dit net nog een keer doen. As jy al daar, ek gaan nog net een keer Krispy Kremes koop. Net soos een keer en dan van môre af is dit net slaai. Jy jok vir jouself. Ek sal môre begin Bybel lees. Vandag verander ek my lewe. Dink as dit die gedagte is en as dit die lyn is wat ons vanaand se tema aangegaan, hoeveel leuns het jy dalk al vandag vir jouself vertel? Goed, soos ek is okay man, alles is okay. Ken jy net daai prentjie van daai ou wat in daai geel mannetjie wat in die huisie sit en alles om hom brand en dan sê hy, I'm fine. Dis dikwels ons. Alles is okay, altyd okay. En alles is nie altyd okay nie. En ons jok vir onsself en die rede hoekom ons vir onsself jok en ons actually vind in die skrif, die woord gee vir ons iets in Jeremia 17 vers 9 sê die volgende. Dit sê, hoor hierdie baie interessante gedeelte. Dit sê die mens se hart is deur en deur bedrieglik en boos. Het jy al so na jou hart gekyk?
Ons wil dit van, jy kan my hart kry, wat die bedrieglike en boos ding wat binne in jou leef. Jy sien, dis wat hierdie gedeelte sê, ons hart is bedrieglik en boos. Wie weet regtig hoe sleg dit is? En daarom kan ek vanaand vir jou sê, wanneer iemand vir jou sê, ek volg net my hart. Ja, ons kan dit sien in jou optrede, Susan. Ek volg net my hart. Maar hierdie gedeelte wys vir ons, hoekom ons nie ons hart moet vertrou nie. Want ek glo die leuns wat ons vir onsself vertel, kom uit ons hart uit. En veral voordat jy werklik jou lewe vir Jesus gegee het. En ek kan weer eens vir jou sê, daar's 'n baie groot verskil om Jesus te ken en van hom te weet en om werklik om te dien. Daar's 'n groot verskil. Jy sien, jy kan Sondag na Sondag aand hier kom sit en die boksie afcheck van ek is by die kerk, is wonderlik. Maar jou lewe en jou optrede vat jou nie noodwendig nader aan Jesus nie. Dan wil ek jou vanaand vra, het jou hart al werklik verander? Het jou hart al werklik verander? En dis wat ek beleef hierdie gedeelte sê, dit kom praat oor die toestand van ons hart en ons jok vir onsself en die rede hoekom ons so gereeld jok vir onsself is want ons hart is deur en deur bedrieglik en boos. Welkom by Oase gemeente. Dit klink so 'n bietjie doom en gloom. Maar wat ek vanaand graag wil doen is ek wil kom en ek wil met ons praat oor as ons weet dat ons lieg vir onsself. Vir wie lieg jy die meeste? Lieg jy meeste vir jouself. En jy daai leuns, en dis hoekom ek vanaand hieroor wil praat, en Colin het laasweek gepraat oor keuses, en dis wat hierdie in my hart wakker gemaak het. Laas Sondag aand sit ek daar agter, ek kry nie baie die geleentheid nie, maar ek sit daar agter saam met my familie, en ons kyk vir Colin op die TV, hulle al die mense daar agter wat vir my op die TV kyk, en ons sit en ek luister na Colin se boodskap, en ek luister hoe hy praat oor keuses, en ek besef, dat wat ek vanaand oor wil praat is hierdie een keuse, dis hou op jok vir jouself. Hou op jok vir jouself. En ons van julle wat wanneer jy vanaand huis toe gaan, wat jy nodig het om te doen, is jy het nodig om vir jou 'n sticky note te vat of 'n screensaver op jou foon te sit wat sê, hou op vir jouself jok. Jy hou op jok vir jy. Want wanneer ons jok, dan vat ons, wanneer ons leuns vertel vir onsself, dan vat dit ons verder en verder weg van die persoon wat God wil hê ons moet wees. Want ons laat toe dat die bedrieglike gedeelte van ons liggaam, die bedrieglike gedeelte van ons gees, ons siel, is besig om ons weg te vat. En daarom lees ek en ek sê, Here asseblief kom verander dit. En daarom, wat ek vanaand wil doen is ek wil kom kyk na 'n man wat vir homself gelieg het. En hy het 'n gebed gebid in Psalm 139 en sy naam is Dawid en Colin het laasweek so vlugtelik na hom verwys. En as jy laasweek se boodskap wil kyk, Woensdag gaan dit op YouTube wees. Maar ek luister hierdie boodskap oor keuses en ek besef ons moet kies om op te hou vir onsself jok. En ek dink aan Dawid en ek dink aan van die leuns wat hy homself vertel het. En voordat ek vir julle hierdie situasie gaan verduidelik en dit gaan dalk vir jou baie meer bekend in jou eie lewe wees as wat jy besef. Lees ek 'n gebed wat hy gebid het en ek wil hierdie gebed vir jou lees en dan praat oor hoekom het hy hierdie gebed geskryf. En dat ons dalk hierdie gebed op 'n daaglikse basis meer vir onsself begin bid. En dis Psalm 139 vers 23 tot 24. Nou ek is mal oor Psalm 139. Dis een van my gunsteling gedeeltes in die Ou Testament. Psalm 139 is die gedeelte waar hy begin, hy sê ek is vreeslik en wonderbaarlik aan mekaar gewewe. Hy praat oor identiteit. God het my geskep. Dan praat hy daaroor net hoe ongelooflik God is en hy praat oor dat God maak nie gemors nie en dit is wonderlik. En dan kom hy aan die einde van Psalm 139 en hy sê die volgende. Hy sê deursoek my, o God, en ken my hart. Dis 'n scary gebed om te bid. Dis soos wanneer die Here kom en jy sê Here, U is nou hier. Kom kyk wat werklik aan my binnekant aangaan. Jy sien, dis scary want ek en jy weet, ons wil nie hê ander mense moet sien wat in ons binnekant aangaan nie. Inteendeel, nou die dag, toe praat iemand oor ons gedagtes. Champ praat by ons manneoggend en hy deel hierdie gedagte. Hy sê, dink dit gou dieselfde in by dink gou die volgende in by jouself. Imagine jy het rondgeloop en agter jou was 'n skerm wat al jou gedagtes vir ander mense kon wys. Hoe scary sou dit gewees het? Soos jy loop verby iemand en dink jy, daai skoene pas nie by daai rok nie, hoor. En hulle sien dit hier staan. Hoe scary sal dit wees? Of ouens, ek dink ek kan daai ou vat. Ek dink aan daai ou vat. Ek dink ek is sterker as hy. En so kan mense jou gedagtes sien. Imagine hoe scary dit sou wees. Maar ek dink erger as jou gedagtes, imagine iemand kon sien wat in jou hart aangaan. Jy sien, en hierdie is 'n uitnodiging waar Dawid kom en hy bid en hy maak sy lewe op en hy sê, Here, kom deursoek my hart en toets my en ken my onrustige gemoed. Here, daar's iets in my wat nie goed is nie. Ek wil hê U moet dit kom toets, U moet kom kyk wat nie van U af is nie. Kom soek die leuns uit. Hy sê, kyk of daar enige sondige neiging by my is. Kyk, Here, as daar iets in my hart is wat my weg wil vat van U af, Here, hierdie leuns, hierdie sonde, kom wys dit en dan sê hy,
en lei my op die ewige pad. Hy sê, Here, kom identifiseer dit en kom wys vir my hoe ek 'n beter lewe kan leef. Nou die man wat hierdie geskryf het, staan bekend as 'n man na in God se hart. Hierdie man het psalms geskryf, liedjies wat ons vandag nog sing. Ons lees sy woorde in die Bybel. Ongelooflike kreatiewe man van God. Hy was die koning van Israel gewees. Sekerlik naas Jesus die bekendste historiese figuur wat daar is van die Bybel. En sy naam is Dawid. En Dawid het hierdie gedeelte geskryf en die rede hoekom Dawid hierdie geskryf het, want daar was 'n tyd wat Dawid nie noodwendig hierdie gebed gebid het nie, maar wat Dawid hierdie bedrieglike en bose hart se leuns geglo het. En ek wil net vanaand vir jou sê, nie een van ons, inkluis ek, is gevry daarvan om die leuns te glo wat ons hart vir ons vertel nie. Want ons hart jok gereeld vir ons. En Dawid, in die begin het hy, jy weet, dit was awesome, in die begin het hy die Here gedien, hy het Goliat verslaan, hy het ongelooflike goed vir die Here gedoen, en toe eendag, en ek wil met julle praat oor hierdie eendag, hierdie leuns wat hy homself vertel het. En dis die storie van Batseba. En ek onthou altyd haar naam so, sy het gebad op die dak, Batseba. Okay? So, History 101, Batseba. Okay? En Dawid kom hierso, en ek wil vir julle lees wat gebeur in 2 Samuel 11. Dit sê 2 Samuel 11 vers 1, ek gaan net die eerste lyn vir julle lees. Dit sê, die volgende lente, die tyd waarin die konings gewoonlik gaan veg, het Dawid vir Joab en sy manskap as ook die hele leer van Israel gestuur. Hulle het die Ammoniete verslaan en Rabba gaan beleer, en Dawid het in Jerusalem agtergebly. So hierdie was 'n seisoen waar konings gaan veg het. Jy sien hoe dit so gewerk het, is 'n koning so vir sy weermag gesê het, ons gaan oorlog maak, en die koning het saam met hulle gereis. Die koning was saam met hulle, hy het gesien hoe hulle die oorwinning behaal, en inteendeel, vroeër in Dawid se lewe was Dawid bekend as een van die konings wat self 'n swaard en 'n spies opgetel het. Hy het nie net agtergestaan en gesê, ja, fight, go, boytjies. Hy was die ou wat tussen hulle was, besig om ouens te verslaan. Jy sien, Dawid was 'n warrior gewees. En hy was 'n vegter gewees, en so Dawid was tussen hulle, maar hierdie seisoen, sê dit, het Dawid agtergebly. In die seisoen waar die konings veronderstel is om te gaan veg, het Dawid agtergebly. En ek deel met jou vanaand hierdie, want ek wil hê ons moet so 'n oomblik terugvat en sê, wat het Dawid oortuig om te bly waar hy gebly het? Want die feit dat hy gebly het hom in groot moeilikheid gebring. Jy sien, so al die manne wat hulle sout werd was, is op die oorlogsveld, en die koning bly agter. En weet jy wat is die leuen wat Dawid dalk geglo het, is, ek het al soveel vir hierdie koninkryk gedoen. Ek dink ek verdien bietjie 'n ruskans. Hulle het hierdie man, hulle het my nie nodig nie. Sien julle die leuen? Ek kan bietjie relax, ek gaan net so bietjie by die huis bly, ek sal volgende jaar weer saam met hulle gaan fight. Ek verdien dit. Of so soveel mense in vandag se tyd, ek kan een Sondag net 'n bietjie by die huis bly, ek hoef nie kerk toe te gaan nie. En dan word dit 6 maande. En hy bly agter, en terwyl hy agterbly, gebeur iets. Want hy het vir homself gejok deur te sê, ek is die koning, ek verdien 'n breek, ek gaan bietjie relax. En toe gaan sit Dawid op die dak. En Dawid sit op die dak, en heel moontlik, ons kan nie hierdie bewys nie, maar baie van die teoloë glo die volgende, Dawid het geweet toe hy op die dak gaan sit het, wat sou hy sien? Hy het geweet, as hy daar is, die kans dat hy 'n vrou gaan sien, wat haarself gaan ontklee, en kaal gaan staan op die dak, en haarself gaan was, die kans dat hy dit so dis nie, kan jy glo? Hier's 'n tannie wat 'n klere het, kan jy dit glo? Dis glad nie wat gebeur het nie, hy het heel moontlik geweet is wat sou gebeur het. En so dit sê, Dawid was bo op die dak, en jy kan 2 Samuel 11 gaan verder lees, dit sê, Dawid was bo op die dak gewees, en hy het Batseba gesien, en Batseba het op die dak gaan staan, en sy het haar klere uitgetrek, en die Griekse, die Hebreëse woord wat daar gebruik word, is dit sê, hy het vir haar gekyk, maar die Hebreëse woord praat van, hy het aanhoudend vir haar gekyk. So hy was net van, het julle, al die mans wat vandag hier is, het jou maak toe jy jonk was, het jy 'n movie gekyk, en dan was daar so 'n oomblik, dat jou ma haar hand voor jou oë ingedruk. Wie se ou ma's het dit ook gedoen? Shout out vir ons ma's wat legends is, het ons probeer beskerm het, maar ek was altyd van, maar toe ek nou ouer word, toe sê sy, sit jy jou oë? Ja, mamma, ek sal my oë, ek sal self my hand voor my gesig sit. Dis wat Dawid gedoen het. Dawid sit daar, en hy weet hy moenie daar wees nie. Hy jok vir homself, ag, ek kyk maar net.
Hoeveel van ons vertel daai leuen vir onsself? Ek kyk maar net op one day only, ek gaan nie iets koop nie. Daai het met iemand geresoneer. En wat gebeur is ons kyk en dan begin ons begeer. En Dawid is op die dak en een leuen van, ek hoef nie saam te gaan fight nie, ek gaan net een keer afvat, lei na 'n volgende leuen, ek kyk net en hoor die volgende leuen, wat gebeur, hy sê, ek kyk maar net, dis nie 'n big deal nie, en toe sê hy vir homself, ek dink ek wil net so 'n bietjie met haar gesels, sy het so oulik gelyk daar op die dak, ek dink sy gaan 'n lekker gesprek met my kan voer, ons gaan net praat, ons gaan net chat, en in die woorde van vandag se tieners, slide Dawid in haar DM's in, ek voel nou oud. En Dawid en wat hulle bring vir Batseba na Dawid toe. En Dawid stap vir stap en ek wil so ver gaan as om te sê leuen na leuen, nie vir iemand anders nie, leuen na leuen vir homself. Oortuig hy homself dat dit is okay wat hy doen en hierdie vrou kom in sy huis in en hy en hierdie vrou slaap saam. En dit het nie gebeur met Dawid wat op die oorlogsveld was en toe 'n gedagte gehad het oor 'n vrou en toevallig aan haar vasgeloop het. Nee, ek wil hê jy moet sien die leuns wat Dawid vir homself vertel het en hoe hierdie storie uitgespeel het en hoe ons dink een leuen wat ek vir myself vertel maak nie 'n impak nie. Kan ek vanaand vir julle sê dit maak 'n groter impak as wat jy dink. Dis net een keer. Ek kan enige tyd ophou. Ek sal môre begin. En hierdie leuns groei. Ek gaan net nog een keer dronk word, ek gaan net soos vanaand stop ek. En jy vertel vir jouself hierdie leuns, en wat gebeur is, jy begin in hierdie leuen glo. En as jy 'n leuen lank genoeg vir jouself vertel, dan word dit vir jou die waarheid. Dis nie noodwendig die waarheid nie, maar dit word jou waarheid. Ons leef ons in 'n culture, in 'n kultuur, waar, I live my truth, but your truth is not necessarily the truth. En so hy begin hier die leuen glo, en hy slaap saam met hierdie vrou, en weet julle wat is die gevolg hiervan? As jy die storie van Dawid en Batseba ken, Batseba is toe swanger. En Dawid was nou regtig daai ou, ek glo nooit iemand, ons het net een keer, en kan jy glo toe sy swanger? Ek glo gewoonlik nie daai mense nie, ek vind soos regtig een keer, weet jy hoe lank het ons gesukkel om swanger te word? Maar met Dawid, one shot, en hy tannie is swanger. En Batseba kom en sê, hey Dawid, you're gonna be a baby daddy. En Dawid begin paniek, want haar man is in die oorlog, waar Dawid veronderstel was om te wees. En hoor net gou hierdie volgende stelling. 'n Man wat doen wat reg is, sy lewe word verwoes, 'n gesin se lewe word uitmekaar uitgeruk as gevolg van een man in leierskap, wat nie gedoen het wat hy moes gedoen het nie. En daar's gevolge. En so wat gebeur is, Dawid reël dat haar man terugkom dat hy by haar kan slaap. Hy jok vir homself weer en sy sê, ek sal hierdie kan uitsort man, dis nie so erg nie, ek gaan net reël, en dan gaan hy dink dit is sy kind. Ek wonder of Dawid ooit so gewonder het, as daai ou, heel moontlik breinhare en sy het breinhare, ek het rooi hare, as daai ginger uitkom, sou hulle nie vrae gevra het nie, want Dawid was 'n ginger gewees. Maar tog kom Dawid en hy oortuig homself, nee, ek kan hierdie uitsort. Ek dink dis een van die grootste leuns wat ons vir onsself vertel, ek kan hierdie oplos. God, jy het nie nodig, ek sal hierdie sort. En dis nie wat gebeur, en hierdie man van integriteit wat hy is, staan hy op en hy sê, nee, ek gaan nie terugkom nie, ek gaan nie die manne agterlaat en by my vrou kom slaap as die ander manne fight nie, ek bly by die manne. En toe moet Dawid die volgende ding doen. En Dawid sê vir homself, hy sê, okay, ek het nodig om hierdie probleem op te los, want as dit moet uitkom, gaan ek groot moeilikheid hê, en so wat ek gaan doen is, ek gaan hierdie ou heel voor in die oorlogveld sit. En nou, die ouens wat heel voor was die ouens wat heel moontlik dood sou gaan. En so waar is wragtig, Josia gaan toe dood. Man. En Dawid dink, ek het dit opgelos. En hy jok weer eens vir homself, en weet jy wat sy lewe wat hy vir homself sê, ek het daarmee weggekom, oela. Ek weet nie, dis so ek die Bybel lees, okay? En Dawid dink, hy het daarmee weggekom, en hy vertel weer eens vir my leuen, jy sien, ek kan doen wat ek wil, want hier's die realiteit. As jy lang genoeg vir jouself jok, en jy begin met goed wegkom, dan begin jy dink, I am untouchable. En dit, dames en here, noem ons trots. Pride. Ek dink ek is groter as God se plan. Ek is untouchable. Ek is mos 'n man na in God se hart. En Dawid se keuses
om vir homself te jok, om vir homself te lieg, verwoes nie net sy lewe nie, dit verwoes Batseba se lewe. Batseba intussen het toe 'n kind gekry, haar kind is toe dood by geboorte, en haar man is dood. As gevolg van leuns wat hy vir homself vertel het. Ek wil jou vanaand vra, wat, as jy vanaand moet gaan en jy, ek en Thys het hierdie een boek gelees, Rest and War van Ben Stuart, ongelooflike goeie boek, ek raai enige persoon aan om dit te lees. En hy praat in hierdie boek oor, hy sê, play the tape. Hy sê, as jy aanhou met die keuses waarmee jy besig is, waartoe gaan hierdie keuses my vat? En ek wonder as Dawid daar op die dak gesit en hy het vir homself gedink, ek wonder hoe sou hierdie uitspeel of sou hy dit sien uitspeel het. En tog, Dawid gaan aan en ek dink hy daarmee weggekom. En wat interessant is Dawid kon nie hierdie in sy eie lewe raak sien nie. Hy het nodig gehad dat die profeet dit vir hom moes kom uitwys, die profeet Nathan. En dalk vanaand is ek daai profeet vir jou, wat vir jou vanaand kom sê, hou op vir jouself lieg. Hou op vir jouself sê, dit gaan niemand seer maak nie. Hou op vir jouself sê, dis net nog een keer. Of ek kan ophou as ek wil, ek het nie nodig om hulp te kry nie. Hou op dit vanaand vir jouself sê. Jy sien, want Dawid, die profeet kom na hom toe en die profeet sê vir hom, hy kom sê vir hom die volgende, hy sê, so kom ek vertel julle gou die storie, dit is in 2 Samuel 12:17, in die eerste gedeelte is gee die antwoord. So wat gebeur is, die profeet Nathan kom by hom en hy sê vir hom, Dawid, koning, ek het jou wysheid nodig. Hy sê, ja, hy sê, daar's hierdie man, en hierdie man het net een skaap, en hierdie skaap is sy favorite, hulle is soos super close, hierdie ou, en daar het 'n ander man gekom en sy skaap gesteel. En weet julle wat is Dawid se reaksie? Dawid se reaksie is, maak daai man dood, hy moet reggestel word, hy moet verantwoording doen vir die feit dat hy daai ander man se skaap gesteel het. En hier kom die antwoord van Nathan, hoor wat hy sê, 2 Samuel 12 vers 7, hy sê, toe antwoord Nathan vir Dawid, jy is daardie man. Imagine net gou hoe die koning voel. Ek wil net sê, well done vir Nathan om die guts te gehad het om dit vir die koning te gaan sê. Onthou, as die koning hom vir jou wip, dan kan jy jou kop verloor. En Nathan wat nie toegelaat dat vrees hom dryf nie, inteendeel hy staan op en hy gaan na die koning toe, hy vertel vir die koning hierdie storie en die koning vir die eerste keer in hierdie hele situasie kry die koning perspektief. En die koning sê, hoorie, dit wat ek gedoen het, is ek het iets by iemand gevat en dit was daai persoon se kosbaarste ding en ek is eintlik heeltemal verkeerd en Dawid moes in daai oomblik gaan berou het en om verskoning gevra het en besef het dat sy leuns vir homself het die mense om hom se lewe verwoes. Ons familie, kan ek jou vanaand vra, wat is die leuns wat jy vanaand vir jouself vertel? Want ons het nodig om te kom en te sê, soos Psalm 139 sê, Here, kom deursoek my hart. En dit wat nie van U af is nie, Here, kom wys dit vir my en lei my op die regte pad. Wat ek die Here voor vertrou vir ons 4de kwartaal, is dat hy in jou lewe die leuns sal kom expose, die leuns sal kom uitwys, wat die vyand jou kom oortuig het. Ek kan maar net aanhou leef soos wat ek leef, dit maak niemand seer nie, en jy sal besef, dis leuen uit die put van hel uit. Maar een van die leuns wat ons ook partykeer vir onsself vertel is, as ek droog gemaak het, wil God niks met my te doen hê nie. Want dis nie wat ek sien nie. Jy sien Dawid se reaksie na hierdie hele ding is, Here, vergewe my. Hy beskryf Psalm 139. Hy sê, Here, kom deursoek my hart en inteendeel ek wil vir julle 'n ander Psalm lees. Hoor wat sê Psalm 51 vers 12. Skep vir my 'n rein hart, o God. Gee my 'n nuwe standvastige gees. Mag dit vanaand ons gebed wees. Is Here, hierdie bedrieglike bose hart wat ek het, kom skep 'n nuwe hart in my. Kom verander die sleg in goeie. Here, waar ek jok en ek dink hierdie maak niemand seer nie, waar ek jok en dink ek kan ophou enige tyd as ek wil, waar ek vir myself jok en dit vat my net verder en verder weg van die persoon wie U wil hê ek moet wees. Here, kom vanaand en skep in my 'n rein hart. Gee vir my 'n nuwe standvastige gees. Nie, ek het droog gemaak, God wil niks met my te doen hê nie. Dis 'n leuen daai, dis nie die waarheid nie. En Jesus nooi jou vanaand uit, kom volg my. Kom leef saam met my. Laat toe dat ek in jou lewe inspreek. Dis sy uitnodiging vanaand aan jou. En so daarom wil ek vanaand afsluit deur vir jou te vra, wat se leuns vertel jy jouself? Waar die vyand, soos wat hy vir Dawid kom oortuig het om weg te draai van God se plan vir sy lewe, waar die vyand dalk dit vanaand in jou lewe kom doen? En vanaand te kom en te sê, Here, kom deursoek my hart. Kom wys vir my die areas waar ek besig is om verder en verder en verder en dieper en dieper en dieper in die gemors te gaan en kom leer my hoe om nie te wees. Here, kom skep in my 'n rein hart. O God, gee my 'n nuwe standvastige gees. Nie leuns nie, maar waarheid.
Sien, dis wat Dawid vra, hy sê, Here, kom spreek waarheid in my lewe in vanaand. En so ek wil vanaand graag saam met jou bid, dat die Here nommer 1, dit sal kom wys, maar nommer 2, dat hy waarheid sal kom inspreek en jou 'n nuwe hart sal gee. So kan ek jou vra, om asseblief saam met my op te staan vanaand. Nou jy vra my oor toe te maak en ek wil vanaand vir jou sê dat net soos wat daar leuns in jou lewe is of vanaand ook leuns in my lewe wat ek die Here voor vertrou om dit vir my te kom wys. En niemand wat vanaand hier staan is perfek nie. Ons almal is afhanklik van hom. En daarom, ek dink een van die grootste leuns wat Dawid geglo het is ek kan hierdie uitsorteer. Ek het nie iemand nodig nie. En dit is so mooi. Jy weet Nathan kom en hy spreek in sy lewe, en dalk het jy vanaand 'n vriend nodig wat in jou lewe inspreek, en vir jou sê, my vriend, jy is besig om vir jouself te lieg. Daai verhouding wat jy sê, gaan okay wees, daai verhouding is jou besig om jou lewe te verwoes. Jy het nodig om uit daai verhouding uit te kom. Daai geheime chats wat jy het nodig om op te hou met dit. Daai geheime dobbel, wat jy dink jy gaan jou geld terugmaak, hou op so vir jouself jok. Jy sien, dis 'n interessante ding vir my wanneer ek na die woord kyk, is God bring vergifnis. En ons het vanaand vergifnis nodig, en ek gaan nou vir jou bid vir dit. Maar hy sit mense in ons lewe, om ons te help met genesing. Dawid het 'n Nathan nodig gehad. Wie het jy in jou lewe wat vanaand met jou eerlik genoeg kan wees om vir jou te sê, hierdie is die leuns wat jy glo? Want ons kan dit nie self sien nie. Want ons glo dalk al die leuns is waarheid, en ons het 'n Nathan nodig, en mag die Here vanaand dit vir jou gee. So ek gaan daai twee goed vir jou bid. Here, ek kom bid eerstens vir u vergifnis. Here, u weet dat elke persoon wat vanaand hier staan, het vergifnis nodig. Ek en Kleis, Here, vir leuns wat ons begin glo het. Goed wat ons toegelaat het om in ons lewe in te kom, en ons het dit toegelaat, en ons het dit verdra, en ons het dit regverdig, en voor ons het besef, het dit so deel van ons geword, ons besef nie eers meer, dis leuns wat ons onsself vertel nie. Here, kom vergewe ons asseblief vanaand vir dit. Dankie dat daar vryspraak is, dankie dat die bloed genoeg was om ons skoon te was, Here. Daar's geen sonde wat die bloed nie kan skoon was nie, Here. En so daarom bid ek vanaand, mag u vanaand kom skoon was. Maar Here, na die vergifnis kom bid ek dat daar lewensverandering sal gebeur. En hierdie lewensverandering wat moet gebeur, Here, is my gebed dat ons vanaand 'n Nathan in ons lewe sal hê, wat kom eerlik en direk in ons lewens kan inspreek en sê, dit wat jy nou doen is leuns. Dit wat jy nou doen is nie van God af nie, dis van die vyand af. Here, laat ons gees sal oop wees vir vriende. Dalk 'n pa, ma, vir oom of tannie, mense naby aan ons wat in ons lewens kan inspreek en sê, moenie verder so leef nie, ek het 'n beter plan vir jou. So Here, kom bid, mag jy dit vanaand kom doen. Kom wys die leuns uit, kom vergewe ons vir dit, stuur vir ons 'n Nathan, om ons te help. Here, hierdie is scary gebede om te bid, net soos Psalm 139, kom deursoek my hart en kyk wat nie van U af is nie, maar Here, ek glo die pyn is die moeite werd, die seer om vir iemand te vertel dat dit wat ons, die leuns wat ons glo, ek glo dit is die moeite werd, want aan die ander kant lê genesing, aan die ander kant lê die man en die vrou wat U wil hê ons moet wees. So daarom kom ons vanaand, en ons vra, Here, Psalm 139, kom deursoek my hart, en kom kyk as daar enigiets is wat nie van U af is nie, en kom verwyder dit, lei my op U pad, Here, dit wat Psalm 55 sê, Here, kom skep in my 'n nuwe hart, 'n standvastige gees. Kom doen dit asseblief in elkeen wat hier is van ons se lewe. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen.